Goeiemôre weer Suid-Afrika, dis nou omtrent 04:30 in die oggend, op die Sondagoggend die 26ste dag in Suid-Afrika, van April. Ek's Morne Botha, korrespondent vir Koppel TV, en nog 'n bietjie update oor die situasie in die White House Correspondents Dinner, wat net so rukkie terug, so uur terug, is president Trump ge-evacuate daar, nadat skote geskiet is. Dit is nou bevestig. Daar was een gunman het ingekom van buite af, in die lobby ingekom. Hy het een van die Secret Service ouens geskiet. Bulletproof jacket het dit gestop, so daai ou is alright. En hulle het ge-engage en hy's dood. So sy plan was seker om een van die, so hy was net buitekant die gebou, buitekant die hotel. Hy het ingekom by die hotel se lobby en waar hy moet begin ingaan deur die metal jacket, metal detectors en goeders, hy het op hulle afgestorm, en in sy storm het hy begin skiet op hulle, en dis waar een van die Secret Service ouens raak geskiet het, en daarna het hulle hom gedrop, so hy het nie verder as dit gekom, hy kon nie verder verbykom nie. Daar gaan hulle definitief ondersoek wees, hoe het reggekry om tot by die hotel te kom, want daar is 'n rillike perimeter buite om die hotel, wat jy ook moet deurkom. Maar dit kan iets wees wat vooraf gepland was, iets wees wat vooraf beplan is ook, en so. Hulle is nie seker of dit 'n lone man is, of daar nog mense is wat saamwerk nie. Direk na die voorval het president Trump gesê, as alles quiet is, sal hulle terugkom en voortgaan met die program vir die aand, maar die program is nou amptelik gekanseleer vir die aand. Dit sal uitgestel wees vir so omtrent so 'n maand, dan sal hulle die program weer doen, die White House Correspondents Dinner. President Trump wil terugkom, hy wil net terugkom en aangaan met die aand, maar toe sê hulle vir hom nee, dit kan nie, ongelukkig nie gebeur nie, want dit is nou crime scene, as iemand dood op die toneel, en so hulle kan nou nie daai hanteer terwyl dit nou net aan die muur 'n party aan die gang is nie. So, soos ek gesê het, kos kyk nou maar uit. Ek vermoed baie binnekort, binne die volgende 2 ure of so of minder, gaan ons die eerste conspiracy theories kry. So jy gaan nou baie vals informasie begin uitkom in die volgende dag of so, in verband met net hierdie voorval. En dan ander goed ook. Die mense sit mos altyd sterkies en goed by hulle conspiracy theories en hoekom dit so is. Ek waarborg julle, ek sal vir julle so ver as ek kan die korrekte data deurgee wat uitkom van hierdie spesifieke voorval, enigiets wat verder gaan gebeur. Op die oomblik is hulle besig om die plek te evacuate, die saal, die ballroom. Hulle het nou net vir die mense gesê, dis nou afgelag vir die aand, hulle kan my huis toe gaan. Maar ook, dis nie net van, ongelukkig, nie net van huis toe gaan nie, dis nou, hulle moet deur procedures toe gaan. Almal wat daar by, gaan ook weer gedeursoek word, gaan ook weer gelys word. En daar is meer as 1000 mense in die saal gewees, so dit gaan 'n lang proses wat. Hierdie mense gaan nie vanaand vroeg by die huis kom nie. President Trump is klaar by die huis, hy sal oor minder as 20 meter vanaf gaan hy 'n toespraak maak vanaf die White House. En so, ek gaan dit nie hier vir julle report wat hy want dit gaan op almal se nuus anyway wees, julle sal dit sien as julle wakker word in die oggend, moontlik. In die nuus hulle kyk net die highlights van wat hy gesê het en 'n video maak daarvan, maar ek glo nie dit gaan nodig wees nie, dit behoort op wêreldnuus te wees anyway. So ek is Morne Botha vir Koppel TV. Geniet die res van die oggend om te slaap en sien julle later op hierdie Sondag as ek weer report doen oor die Iran oorlog situasie en miskien wat hier aangaan ook. Sien later.